Welkom by Koffie en Kwadrate. In die vorige les het ons geleer wat eksponente beteken, maar vandag gaan ons leer hoe om met eksponente te werk. Jy hoef nie sommer reëls uit jou kop te leer nie, ons gaan self ontdek hoekom die reëls werk. Nou, in die lesdoel vir my is dat ons eksponente met dieselfde basis kan vermenigvuldig, dat ons eksponente met dieselfde basis kan deel, dat ons eksponent van 'n eksponent kan vereenvoudig, dat ons eksponent oor 'n produk kan toepas en die mees algemene eksponentfoute te vermy. So nou het ons sê nou maar x kwadraat maal met x tot die derde. OK. Nou ek vra vir jou nou, wat dink jy is die antwoord? Kom ons werk dit saam uit. So hierdie gaan nou ons eerste reël wees en dit is die vermenigvuldig van dieselfde basis. OK, so ons het nou x kwadraat maal x tot die derde. So kom ons brei dit uit. Dit is x maal x maal, en dan hierso, ons het nou hierdie eerste 2, maal x maal x maal x. Dis nou die 3. OK? So nou skryf ons dit alles, ons het dit nou allemaal saam geskryf. So dis x maal x maal x maal x maal x. OK. So hoeveel x'e is daar in totaal? 5. Daarom skryf ons x tot die mag 5. OK? Nou, die reël is die volgende. En ek moet dan die kleur kry. Die reël is x tot die mag a, byvoorbeeld, maal x tot die mag b, is gelyk aan x tot die mag a plus b. Dit is die reël. So wanneer die basis dieselfde is, tel ons die eksponente by mekaar. OK? Gaan dit net weer herhaal. Wanneer die basis dieselfde is, tel ons die eksponente by mekaar. Kom ons doen gou 'n voorbeeld of 2. Sê nou maar jy het x tot die mag 4 maal x tot die mag 2. Dan tel ons hierdie tweekies by mekaar. 4 plus 2. So dit is x tot die mag 6. Alright. Dan het ons sê nou maar a tot die mag 3 maal a tot die mag 5. Ons kyk hierdie 3 tweekies. OK, so 3 plus 5 is 8. Alright. Ek gaan net een doen vir die wis en die onwis. Sê nou met m maal met m 7. Hoe gaat's? Wat nou? Wel, as jy my vorige video's gekyk en dan sal jy weet, hier staan eintlik 'n enetjie. Alright? So 1 plus 7 is 8. OK. Nou, kom ons gaan na die tweede reël toe. Sê nou maar, ons het x tot die mag 5 gedeel deur, gedeel deur x tot die mag 2. So kom ons breek dit op. So ons het x maal x maal x maal x maal x. Dan kan jy dit sommer op 'n deelstreep sit, sommer so. Gedeel deur x maal met x. OK? Dan kanselleer 2 x'e. Alright? So wat ons doen is ons kanselleer hierdie x en hierdie x, hierdie x en hierdie x. So wat bly oor? Wel, hierdie 3 x'e hierbo. So dit is gelyk aan x tot die mag 3. Nou gaan ons weer kyk na die reël van hierdie
hierdie tweede reël wat ons nou mee besig is. Dit is x tot die mag a gedeel deur x tot die mag b is gelyk aan x a minus b. Alright? Okay, so wanneer die basis dieselfde is en ons deel, dan trek ons die eksponente af. Ek gaan dit herhaal. Wanneer die basis dieselfde is en ons deel, dan trek ons die eksponente af. Kom ons doen gou 'n voorbeeld of twee. Sê nou maar jy het a tot die mag 8 gedeel deur a tot die mag 3. Dan vat jy hierdie en jy minus dit en dit. Dan is dit 8 minus 3 is 5. So dis a tot die mag 5. Sê nou maar jy het m tot die mag 6 gedeel deur m. Wat nou? Jy onthou nou, daar staan eintlik 'n enetjie hierso. So 6 minus 1 is 5, so m tot die mag 5. Nou, daar's 'n derde reël ook. Daar's 'n hele paar reëls, maar hier is nou die derde reël. So, sê nou maar, jy het x tot die mag 2, of x kwadraat, en jy het 'n 3 buite. Hierdie hakkie, né, word deur 'n eksponent van 3, wat is die woord waarvoor ek sê? Die hakkie word 3 keer met homself gemaal, dis waarvoor daai 3 staan. Okay, so wat beteken dit? Dit beteken, soos ek nou net gesê het, hy word 3 keer met homself gemaal. Sien jy wat ek doen? Alright. Nou brei ons gou elkeen uit. X maal x, x maal x, x maal x. Alright. Hoeveel x'e kan ons nou hier sien? 6. Daarom is dit x tot die mag 6. Alright, so die reël wat jy moet onthou is x tot die mag a tot die mag b is gelyk aan x a b. Jy kan 'n maal tussen die a b skryf, maar ek los hom so as a b. Alright, so wanneer 'n eksponent nog 'n eksponent kry, vermenigvuldig ons die eksponente. Kom ons doen gou 'n paar voorbeelde. Sê nou maar ons het a tot die mag 3 en 'n 2 buite, dan maal ons die 3 en die 2, so dit is a tot die mag 6. Sê nou maar ons het y tot die mag 4 en 'n 3 buite. 4 maal met 3 is 12, so dit is y tot die mag 12. Ok. Nou het ons 'n vierde reël. Dit is 'n eksponent oor 'n produk. Ok. So kom ons sê ons het 2x en 'n 3 buite. So wat beteken dit? Wat ons hier sien is eintlik 2x maal 2x maal 2x. Jy kan die maaltekens uitlos en net die hakkies teen aan mekaar skryf as dit beter werk. Maar ja, kom ons werk gou stadig. Ons doen dit stappie vir stappie. Wat ons eintlik hier het, ons het 'n 2 maal met 'n 2 maal met 'n 2. Ok, dis ons eerste een. Dan het ons 'n x maal met 'n x maal met 'n x. Alright. 2 maal 2 maal 2 is 8. En x maal x maal x is x tot die derde. So ons antwoord is 8x tot die derde. Kom ons doen dalk net nog so 'n paar voorbeelde.
Sê nou maar jy het 3a tot die mag 2. So daai elke deeltjie van hierdie term moet met die eksponent die eksponent moet met elkeen gaan. In my woorde vandag. So 3 kwadraat is 9 en a kwadraat a tot die mag 2 is a kwadraat. Alright. Dan het ons 5m tot die mag 2. So ons kwadreer die 5 en dit word 25. So kwadreer die m, dit word m tot die mag 2. Ok, nou die reël vir hom is as volg. A, B, n is a tot die mag n en b tot die mag n. Okay. Die eksponent geld vir elke faktor, okay? Dan het ons reël 5 en ek gaan stop by reël 5. Sê nou maar jy het 'n eksponent oor 'n breek. Okay? Ek moet nou eers dink. Kan ek net gou vir 'n oomblik stop en kyk of ek my kan nie pause nie. So ek gaan net gou vinnig op my rekenaar gaan en kyk wat die storie is, want ek wil nie die hele video oordoen nie. So kom ons kyk net gou, ons is nou by les 9. Ek wil net gou die ek weet nie waar om te kyk nie. Ok, kom ons los eers die reël 5. So, kom ons kyk gaan na algemene foute. 'n Algemene fout kan wees x kwadraat plus x tot die derde. En dit is nie gelyk aan x tot die mag 5. Maar party mense dink dit. So x tot die mag 2 plus x tot die mag 3 is nie x gelyk aan x tot die mag 5 nie. Hier tel ons nie eksponente nie. Daar is optelling, maar nie vermenigvuldiging nie. 'n ander fout is sê maar x kwadraat maal y kwadraat. Dit is nie x y tot die mag 4 nie. Dit is nie. Okay? Die basisse is nie dieselfde nie. So die antwoord is eintlik x kwadraat y kwadraat. Dit is al wat dit is. Okay? Dan het ons nog 'n foutjie. X tot die mag 2 tot die derde. Dit is nie gelyk aan x tot die mag 5 nie. Dit is wel gelyk aan x tot die mag 6. Okay? Want ons maal hierdie twee mos met mekaar. Okay? Nog 'n foutjie wat ek altyd sien is sê nou maar 8 x tot die mag 8 gedeel deur x tot die mag 2. Dit is wel gelyk aan x tot die mag 6 as jy hom so geskryf het. So dis nie 'n fout nie, maar party mense mag dalk dink, okay, dis x tot die mag 4 want 8 gedeel deur 2 is 4. Dit is nie, dis 8 minus 2. So jy kry x tot die mag 6. 'n ander fout is 2x kwadraat en hulle sê baie keer dit is 4x, maar dit is ongelukkig nie so nie. Jy moet sê die antwoord is 4x kwadraat. Albei faktore moet in ag geneem word. Okay, so 'n maklike manier om die reëls te onthou is wanneer ons vermenigvuldig, dan tel ons bymekaar. Okay?
dit is wat ons met die eksponente dan doen. Ons, as dit vermenigvuldig word, dan tel ons die eksponente by mekaar. As ons deel, dan trek ons die eksponente af van mekaar. As daar 'n eksponent van 'n eksponent is, dan vermenigvuldig ons die eksponente. So, ek het al net 'n mini vasvraag vir julle, wat jy kan doen op die comment section. Ek moet net gou my ducks in a row kry. Alright. Doen vir my die volgende. En dan laat weet julle my in die comment section of jy dit kan doen of nie. X tot die mag 3 maal x tot die mag 4. Dis ons eerste sommetjie. Tweede sommetjie is a tot die mag 9 gedeel deur a tot die mag 2. Ons derde enetjie is y tot die mag 2 tot die mag 4. Vierde sommetjie is 3m tot die mag 2, daar met 'n m wees. Vyfde sommetjie en die laaste een is x tot die mag 4 plus x tot die mag 2. Kyk vir my of jy dit kan doen. Nou ja, so, ek kan seker vir julle net al wys hoe die reëls lyk, maar ek dink ons het dit redelik goed behandel. Maar kom ons doen gou vinnig net die reëls, dit is nie so baie nie. Kom ons vat rooi. So daar is die reël, kom ons sê reël 1, x tot die mag a, maal x tot die mag b, en dit is gelyk aan x tot die mag a plus b. Dit is ons eerste een. Tweede een is x tot die mag a gedeel deur x tot die mag b, en dit is x a minus b. Volgende een is x tot die mag a en b is daarom gelyk aan x ab of a maal b, en die laaste enetjie ab en dan sê n buite, dit is gelyk aan an en bn. Alright. Baie geluk julle, vandag het jy 4 van die belangrikste eksponensieel eksponentreëls geleer. En ja, onthou, kyk altyd eers na die bewerking. Is dit vermenigvuldiging, deling of 'n eksponent van 'n eksponent? Die tipe bewerking bepaal watter reël jy gebruik, okay? In die volgende les gaan ons begin om algebraïese terme met mekaar te vermenigvuldig. Okay? Jy gaan sien hoe die werk met koëffisiënte, veranderlikes en eksponente alles saamkom. Alright, so as jy wil, skryf hierdie 4 reëls neer in 'n boek, leer dit, ken dit, en dan doen julle vir my sommer hierdie 5 sommetjies en laat weet my in die chat of jy dit kan doen.